Goed, Genesis 12. Miskien net voor ek vir jou lees. Ek is besig om met die woordskool te deel oor Abraham. En ons het eintlik nou alles in die woordskool so 'n bietjie aangeskuif, want ons voel net ou kan nie oor Abraham op een aand in 'n uur deel nie, in die woordskool. So van die goed wat ek hier deel, gaan ek dan nou probeer om nie in die woordskool te deel nie, so ek deel dit hier, want daar's net te veel inligting. Abraham is die een waarin ek en jy geseën is. As iemand aan jou toe kom en vir jou sê, kom ek vertel jou van Yeshua, kom ek vertel jou, en hulle gebruik al die naampietjies vir Jesus, en hy sê vir hom, kom ek vertel jou van Abraham. Want die ouens wat gewoonlik so praat is onder die verbond van Moses. Maar die ouens wat gewoonlik Yeshua sê, nie almal nie, daar is wat dit nie doen nie hoor, is gewoonlik onder die wet ook. Ons is nie onder die wiese heiden wat hier sit. Ek is 'n heiden. Ja, as ek nou heiden of is ek nie, ek het nou die Here aangeneem, as ek, ja, volgens die Jode, is die meeste van julle ouens wat hier sit, heidene, né? Maar ons het by Christus uitgekom. En nou is ons uit die geslag van Abraham. Galasiërs 3 vers 29. En ook mede-erfgename van wat? Van die belofte. Die Here Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 29. So, daar was 'n verbond met Abraham en Eva en al die ander ouens, maar Abraham is die een in wie ons 'n verbond het. Hy is ook die een wat met Melchisedek tyd spandeer het, wat 'n voorloper is van Christus. Na Abraham 400 jaar na hom kom Moses, dis 'n ander verbond wat gesmee is met die Israeliete wat uit Egipte getrek het, en dan kom Johannes in die Nuwe Testament en hy kondig Christus aan, en dan kom Christus en hy leer aan ons wat is wedergeboorte, en dan kom Paulus, dan sê Paulus in die boek Galasiërs, vanaf vers 26 tot 29, nou is ons weer uit die oorspronklike verbond met Abraham. Ons is nou sy kinders en mede-erfgename van die beloftes wat hy ontvang het. Is ek en jy erfgename van. As jy die verbonde verstaan jy is nie onder die wet nie. En dis 'n baie moeilike begrip. Dis hoekom ek sê, as jy al ooit hier by 'n begrafnis kom sit het, dan sê jy sien hoe lyk mense wat dink die wet kan hulle red. Veroordeel nie. Baie ons dink ek gaan maar net kerk toe, dis 'n goeie idee. Ek gaan kerk toe. Dan hoor ek die wet, dan hoor ek hoe sleg ek is. Dan gaan ek huis toe, dan weet ek daarom ek is sleg, sodat ek volgende week weer kan terug en dan weet ek hoor hoe sleg is ek wanneer ou die wet lees. Wie van julle het nog nooit een van die wette oortree nie? Julle onthou die ou wat sy fiets vergeet het, en ek kan nie onthou wat hy sy fiets vergeet nie. En hy het nou, ek is nou bang, ek mis nou die punchline nie, Herman. Hy sy fiets ergens vergeet, maar hy kan nie onthou waar sy fiets nie. Hy kom by die, sy vrou sê van waar is jou fiets? Hy sê ek kan nie onthou nie. Ek het hom ergens geparkeer. En toe die Sondagdiens gebeur, toe lees die predikant die wette voor. Hy sê toe ek dink is wet 7, né? Jy mag nie egbreek nie. Egbreek pleeg nie. Toe onthou hy waar sy bicycle is. Goed. Dis 'n stupid grap, maar dankie dat julle lag op voor. Baie dankie vir julle ondersteuning dat julle lag vir my stupid grappie. Goed. As ons dan kyk na Genesis 12, dis in die begin van Abraham se lewe, waar hy die belofte van die Here ontvang. Ek het nou gesê Genesis 12, miskien moet ek net self so toe blaai. Ons moet eintlik by Genesis 11 begin. Ons sien daar in Genesis 11, net my brille hier opsit. Genesis 11, sien ons daar in vers 27, en dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader, dis Genesis 11, 27, ekskuus julle, Genesis 11, 27, dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham. Nahor en Haran van Lot, en Haran het gesterwe, so Tera het 3 seuns gehad, Abraham, Nahor en Haran. Haran het toe gesterf, so sy broerskind was dan nou Lot gewees. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. Nou Ur van die Galdeërs is die suidekant van Irak. Irak. Hier is dit klomp Irakeese julle. Moenie jou neus optrek vir die Irakees nie. Hierdie ouens kom uit Irak uit. Ek weet nie of hulle Irakeese was nie, maar dis waar hulle oorspronklik was. So hulle was 10-1 Irakeese, Babiloniërs, Medo-Persiese, whatever. Hulle kom uit Ur van die Galdeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai. En die naam van Nahor se vrou was Milka.
die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar. Hier is belangrik, dis kom die Here dit sê. Sarai was onvrugbaar en het geen kind gehad. En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun. En Sarai, sy skoondogter en die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, dis nou die suide van Irak, getrek na die land Kanaan, om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by die Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar. Laat ek net hier leg, 205 jaar, ja. En Tera het in Haran gesterwe. So Haran, Tera, sy vader trek hulle dan, hy vat hulle almal na Haran toe. Haran is in Mesopotamië. Dit is die suidoostelike kant van Turkye. Dis toe waar hulle gaan bly het. In Haran. Nou kom ons by vers 12. En nou, dis nou vir my interessant toe ek nou hierdie wil voorberei. Partykeer wil ou te veel lees en uit te veel preek. En toe ek lees die hele tyd Genesis 12 vers 1 tot 3, dan sê ek myself, wat 'n boodskap kan ek uitkry? Tot ek besef het, moenie al 3 verse gebruik nie, gebruik net vers 1. Daar is al reeds 'n boodskap daar. Ek gaan al 3 verse vir jou lees, maar ons gaan net oor vers 1 vandag gesels. Hoor wat staan hier. En die Here het aan Abraham gesê, dis nou Genesis 12 vers 1, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Nou as jy rebel is, like hierdie skrif. As jy bang is, hou jy niks van hierdie skrif nie. As jy gelowig is, dan gaan jy verstaan wat hierdie skrif eintlik vir jou sê, dat jy nie rebels hoef te wees nie. Want dis God wat hy praat. Hierdie is 'n woord van God af. Ons het vanoggend so lekker discussion daar gehad onder die bidgroep. Baie keer, jy weet, sê ons dis 'n profetiese woord, maar ons is nie seker of dit 'n profetiese woord is nie. Ons is nie seker of die Here dit sê nie. En dis nogal 'n ding vir my. Vandat ek my eie gemeente het al vir die laaste 25 jaar, is dit my belangrik as iemand sê, thus saith the Lord, dat dit regtig the Lord is wat dit gesê het. En dit is maklik om te sê, die Here sê so. Dis gevaarlik om dit te sê, want jy manipuleer so. Jy kan lostrek en sê, nee, die Here het vir my so gesê. Hoe stry jy nou met ou wat dit sê? Maar hier sien ons duidelik dat die Here met hom praat. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal gee, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Hier is altyd belangrik. Enige calling wat ek en jy in die lewe het, is nie net om jou te bless nie. Dis juis om die mense teenoor wie jy dit uitleef te seën. Daar's 'n vennootskap in 'n roeping. Die Here roep jou miskien, maar hy gebruik jou om ander mense te seën, gemeenskappe te seën, families te seën, individue te seën. Vers 3, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Hier staan nie, Abraham, vervloek jy die mense wat jou vervloek. Hy sê ek, God, sal seën die wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So jy kan dit 'n bietjie anders skryf ook hier. 2 keer word die woord ek hier gebruik, né? Is God wat van homself praat in vers 2 en 3. Hy sê en ek sal jou 'n groot nasie maak. Jy kan ook daar sê en ek sal jou groot nasie maak en ek sal jou seën en ek sal jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees en ek sal jou seën diegene wie jou seën en ek sal vervloek die wat jou vervloek en ek sal aan al die geslagte van die aarde sal ek hulle seën in jou. So jy kan die woord ek 6 keer daar gebruik. Dis God wat van homself hier praat. Hy sê ek sal dit vir jou doen. Nie jy nie. Ek dink aan daardie skrif, the battle belongs to the Lord. Waar staan dit? Waar Dawid teen Goliat veg. Is dit Dawid wat die slingervelletjie draai? Ja. Maar, hy sê dat die geveg behoort aan God. Hy noem God daar, Jahwe Seboaf, die God van die leerordes. Hy sê vir Goliat, hy sê vir hom, jy vat aan Jehovah Seboaf, die God van die leerordes. Dit beteken die God van oorlog. Dawid vat nie aanstoot en sê, nee oom, sis, jy het my nou sleg gesê, jy het gesê, ek kom met stokke na jou toe. En met plakkies. Hy vat nie aanstoot nie, want ons vat baie keer aanstoot.
Hy draai dit terug na die Here toe en hy sê, jy het Jehovah Sebaas aangevat, die God van oorlog, die God van die leerordes, die generaal, die opperherder, of die opperheerser van die aarde, the supreme leader van die leermagte van die hemele. Jy vat hom aan. En dis in daardie konteks wat Dawid Goliat oorwin. Maar goed, kom ons kom terug na Abraham. Hy het nou nie 'n slingervel gebruik nie. Ons sien in Genesis 12 vers 1 staan daar dan nou, die Here sê dan vir Abraham, gaan uit jou land. En ek wil vanoggend net so vir 'n oomblik met jou stil staan, as ons gaan kyk na hierdie skrifgedeelte. Die Here sê vir hom, gaan uit jou land. Dis 4 goed wat die Here hier vir hom sê, wat hy moet doen en wat met hom gaan gebeur. Vanoggend se boodskap, die titel van my boodskap is, laat los en laat God. Laat los en laat God. En dis belangrik, dis baie keer moeilik vir my en jou om te laat los. Om nie iets te los nie, ons wil graag vashou. Geloof is baie keer waar ek en jy onveilig voel, maar tog veilig voel in Christus, is dit nie so nie. Dink aan 'n polisieman wat 'n skelm jaag, of 'n goeie soldaat wat in 'n skermutseling betrokke is. Dis vreesaanjaend, want jy weet nie wat daardie persoon kan doen in retaliation nie. Jy is nie presies seker nie, maar jy is opgelei om 'n sekere ding te doen, 'n sekere taak te verrig. En jy besef, dit is lewensgevaarlik. Maar jy is opgelei, jy is gedissiplineerd opgelei. Dis hoekom ons ouens op die grens nie ons guns neergegooi het en weggehardloop het as die vyand kom nie. Want jy was opgelei. As jy wapen stoor het, jy geweet om jou wapen skoon te maak en reg te maak, weer gereed te maak om aan te kan hou veg. Jy het geweet om saam te werk as 'n span. Is dit nie so nie? Maar soms word ek net so 'n bietjie gestrip van alles wat vir ons sekuriteit gee. En dis waar geloof inskop, om te sê, Here, U het my 'n mondeer, daar's iets in my. Onthou julle, in 2024 het ek 2 terme gebruik, allos en heteros. Heteros is dieselfde ding, maar, hoe sal 'n mens nou sê, dieselfde, maar dis anders. Allos is, dieselfde word vervang met dieselfde. As ek vis vang, of kom ons sê, ek onthou jare terug het ons 2 sendelinge gehad, het in Afrika opbeweeg met 'n Land Rover, maar sy engine het moeilikheid gegee. Niks teen 'n Land Rover, ek dink is 'n fenominale kar, ek sê nou maar net, dit was 'n stokhou een waarmee hulle gery het, en toe het hulle hom vervang met 'n heteros engine. Wat beteken dit? Dis van dieselfde soort in die sin van, dis ook 'n engine, maar hulle het toe nou vir my Toyota engine, die Y something engine ingesit. Wat? 4Y, dit was laas 2Y, nou is dit al 4Y, hoe vaag jy? 4Y, en toe kan hulle na Afrika ingaan, toe is daar nou nie verder probleme, maar dit was 'n ander engine, dis nie dieselfde soort, dieselfde model, wat noem my ou dit, dieselfde, whatever, maak. Nou, toe die Heilige Gees, toe Christus opvaar, toe sê hy sê in Johannes 14:16, ek stuur 'n ander trooster, is nie heteros nie, is nie 'n ander maak nie, is nie 'n ander engine. Jy trek die engine uit en jy sit nou 'n ander engine in van 'n ander maak nie. Hy sê ek stuur 'n ander een van dieselfde soort. Hy sê ek stuur die Heilige Gees. Ek en hy verskil glad nie. Dis eintlik wat Christus sê. Dis wie God is. 3 persoonlikhede, 1 God. Dis hoekom ek altyd sê, as Jesus by daai deure instap, wat gaan jy maak? Ek kan vir jou sê, ek gaan op die grond rondrol of iets. Woe, jy sê Here, ek gaan dadelik van die kansel af wegstap. As hulle vra, wie is die pastoor? Nee, ek weet nie. Jesus, ek weet nie. Herman? Ek dink dit was Herman. Jy weet, jy gaan dalk jou vrymoedigheid verloor. En weet jy, dis eintlik nie die manier hoe ou moet reageer nie. Want as die allos in ons woon, die ander van dieselfde soort, dan moet ek en jy weet, Christus is by ons, want sy Gees is binne in ons. Jy gaan nie anders voel as hy daar instap, as wanneer in jou hart is, want dan beteken eintlik ook nog die hele tyd die Heilige Gees geminag in jou lewe. As dit vir jou 'n surprise gaan wees as Jesus hier opdaag. Want hy is in jou. Maak dit sin as ek dit sê? Ek dink ek het verlede week ietsie ook daaroor gesê, op by die Bybelskool, ek kan nou nie onthou nie. So ons sien, hy sê vir hom heel eers hier, wanneer die Here moet hom praat, dis belangrik, hy moes weet, dit is die stem van die Here, miskien moet ek dit net hier vir jou neerskryf,
die stem van die Here. Ek het 'n bietjie dik geskryf net daar van die Here. Ja, ek en jy moet seker wees. Ek weet nie wat se lyntjie is daar nou nie. Dis baie interessant. Ek het ergens 'n lyntjie getrek. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie. Hier gebeur wonderwerke hier van vooraf. Nou voel ek ook soos 'n wonderwerk prediker. Stem van die Here. Ek en jy moet uitvind wanneer die Here met ons praat. Hoeveel keer het al gebeur dat ek en jy dink die Here het met ons gepraat en was dit nie hy nie. Maak net altyd seker, is dit die Here wat my praat? En ons sien dit wel hier in Genesis 12. Hier is 'n streepie op my skerm, die streepies dalk, maar lyk my, is alright. Dan is hy daar en as die streep weg, dan is hy daar en dan het ek 'n streep weg. Nommer 1, die Here sê vir hom, gaan uit jou land. Gaan uit jou land uit. Dis die eerste opdrag wat die Here vir hom sê is, gaan uit jou land uit. Waarvoor staan jou land? Dit spreek van jou sekerhede. Al jou security, al jou sekuriteit waaraan ek en jy soms aan vashou. Nou, ek en jy is veronderstel om te luister na ons geestelike GPS, as die Here met my en jou praat. Ons is veronderstel om na hom te luister, Global Positioning System. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg, daai GPS sê vir jou, wat is die weg waarop jy loop, of waarop jy ry. Ek sien gister, loop daar 2 manne, hulle het nie 'n kar nie, maar hulle het tot 'n GPS. Dit was my so cool. Ek kan onthou ook, ja, die GPS wys 'n mannetjie ook, jy kan op hom ook, daar loop die pa en sy seun deur 'n winkelsentrum, hulle soek 'n plek, daai GPS praat kliphard, daai winkelsentrum weer galm, maar hulle loop agter hierdie GPS aan, hierdie pa en seun, man, dit was cool, om by die regte plek uit te kom. Jy sien wat belangrik is, die van julle wat 'n eiendomsagent is, wat is die 3 belangrikste reëls wat daar is, as jy vir iemand eiendom wys? Wat is die 3 goed wat jy hulle leer? Sê dit kliphard? Sê dit harde? Location, jy het gesê location. Ligging. Dis belangrik waar jy gaan koop, dis belangrik wat jy gaan doen daarmee. Want dis jou plek waarvan jy operate, waarvan jy werk. Nou, God wil nie hê dat jy op dieselfde plek bly nie. Wie dit al agterkom in jou lewe? Om die Here te dien beteken, jy moet opstaan en in geloof begin wandel. Ons moet tog enig weer I walk by faith sing. Party mense sing I walk by faith. Dis nie faith nie, dis faith. Dit is geloof, né? Nie 5 nie. I walk by faith. Ligging. Dink aan 'n pragtige vragskip. Man, hulle bou hierdie nuwe vragskip. Dit is state of the art. En hulle laai Meersk, wat is daai containerplek? Hulle laai daai ding vol. Ek sien deesdae is daar ook Timo. Kruits wat hulle rond. Ek weet nie hoe sterk is daai goed nie. Onthou maar net as jy huis bou met daai kratte, pas op net dat jy nie Timo inkoop nie. Ek weet nie hoe lank gaan hy hou nie. Ek speel sommer. Maar hulle maak daai skip vol met daai kratte of daai containers en hier staan die skip op die hawe. Alles is gelaai. Dan kyk hierdie kaptein so vir die see en sê, nee, ouens, nou is die golfies te hoog. En daar staan hy vir 2 jaar, soos wat nou in ons land maar baie keer gebeur, julle relate met wat ek nou sê, daai container staan, hy gaan nêrens heen nie. Want die kaptein, sy papierwerk, is te veel, hy verstaan nie, hy hou dit nog onderste bo vas, of hy's net te bang. Hy wil nie vertrek nie, en baie keer kom die Here en hy deponeer in my en jou lewe 'n geestelike gawe, en ek en jy is vasgeanker by daai hawe. Ons beweeg nie. Daai toubote staan reg om daai vragskip uit te vat, of daai olietanker uit te vat, maar jy het briek aangeslaan, daai ankers lê in daai hawe, jy weier om te beweeg. En dis baie keer wat gebeur, die Here sê, gaan, doen wat ek vir jou sê, maar ons hou vas aan sekuriteit. Om God te dien, ja, dis gevoel, maar dis baie meer as dit. Dis baie meer as net 'n gevoel. Jy moet redelik ruggraat hê om die Here te dien. En ek glo jy kry daai ruggraat as die Heilige Gees oor jou kom. En die Heilige Gees begin met jou te werk. Dat jy op 'n plek kom wat jy nie meer kan stil bly nie.
In die sin van, nou, ek onthou, toe ek gedoop is met die Heilige Gees, toe sê ek, Here, maar wat nou as mense vir my lag? Maar soos julle weet, ek is 'n baie ernstige mens. Hoekom lag julle? Maar nou, jy's bang, jy maak nou 'n blapsie van alles, né? Jy worry. Ek sê vir julle, my broek het gebewe as ek voor mense staan. Hy het gebewe. Toe begin ek vir my ander broeke te koop wat nie so bewe nie. Ek het vir die vrou gevra waar ek die broeke koop. Hoor, geef my broek wat nie so bewe nie, asseblief. Hierdie ander goed bewe as ek voor die mense staan. Want jy's nie gewoond daaraan nie. Jy verstaan, dis die eerste keer in my lewe wat ek public speaking doen. Ek het nog nooit in my lewe iemand my kans gegee, nog nooit iemand my kans gegee om regtig te preek of iets nie. So dit was baie moeilik om dit te doen. Maar ergens moes ek vir myself sê, dit wat binne in my is sterker as dit wat in die wêreld is. En dit het my hele lewe verander. Heeltemal. Toe ek besef wat die Gees van God in my lewe is, dat kerk is nie politiek nie. Dat is my niks so erg as om te sit in 'n vergadering waarin ek jare gesit het. Sulke vergaderings van wie's baas, wie's klas, wie moet dit en wie is nou dit en wie is nou, oh my goodness, kan ons net siele wen vir die Here. Daai moes lankal uitgesort gewees het. Mens kan baie keer oor goed sit en kontempleer en praat vir die res van jou lewe. Wouter het iets moois vanoggend gesê in die bidgroep. Die enigste tyd wat ek en jy het. Wat is die enigste tyd wat jy het? Weet jy? Wie kan vir my sê? Nou daar waar jy sit. Is jy besig om vir iemand te bid in die kerk dat jy vir hom woord na die tyd kan gee? Dit klink nou super geestelik. Nou daar waar jy nou sit. Of is jy besig met ander goed? Hier onderdeur is jy besig met jou selfoon. Wat doen jy nou waar jy is? Want dis die enigste tyd wat jy het nie môre nie, jy het nie gister nie. As jy in gister leef, is jy 'n slaaf, jy's 'n slaaf van jou verlede. Jy gaan nêrens kom nie. As jy nou leef, is jy 'n pionier wat vir môre leef. Waarmee is ek besig nou? As daai ou vir my sê, ek gaan hierdie ding in my lewe deur, sal jy vir my bid? Wat doen jy op daai oomblik as hy dit vir jou sê? Nee, ek sal vir jou bid. Dis die bediening van uitstelling.com International. Dus jy gaan altyd uitstel. Hoorie, hoe het jy toe besluit gaan? Nee, ek wag nog. Jy gaan lank op daai draad sit. Jou boude gaan deurgesit wees op daai draad. Wie jou gaan jy uitvind of jy die regte besluit geneem het? Klim van die draad af. Ja, maar sê nou dis verkeerde besluit. Wel, nou gaan jy vinniger weet of dit die verkeerde besluit was of nie. En jou boude gaan rus. Kies net 'n kant. En as jy 'n fout maak, ek het die Here verkeerd gehoor, God het my teleurgestel. Nee, stop met daai nonsens, dis vlees. Sê net vir die Here, jammer. Ekskuus Vader, ek het 'n fout gemaak. Dis al. En gaan aan. Bely dit voor die Here en gaan aan. Jy wat profeties is, jy kan die woord mis. As jy die woord gemis het, gaan na daai persoon en sê, ek wil net sê ek is jammer, ek het die woord gemis. Nee, ek kan nie dit doen nie. Ja, jy weet, nou maak ek nou slapende honde wakker, of nou, jy weet, dink mense sleg van my, of hulle sal my nooit weer vra om hulle te help. Nee, ons noem dit integriteit. Ek luister eerder na 'n ou wat 3 keer die verkeerde woord spreek, en eerlik is daaroor, as wat ek na 'n ou luister dat maak asof hy altyd reg is. Is dit nie so nie? Ons kan nie eers so pretend vir ons kinders nie, hulle weet ons lieg. Hulle weet jy is nie perfek nie, pa. Wanneer laas het jy jou kind gesê, hulle is nou by die kinderkerk, so hulle gaan nou pressure. Wanneer laas het jy jou kind gesê, ja, papa is jammer, ek was verkeerd. Yes. Of as jy met jou vrou voor jou kinders beklei het, om voor jou kinders vir haar te sê, hoorie my lovey, jy is nommer 1 in my lewe, jy is my prinses, jy is my bruid, ek is jammer. Kom ek sê net vir jou, my pa het baie goed in my lewe gedoen, waarvan ek baie gehou het. Ek het baie by hom geleer, dis hoekom ek vandag in die bediening is. Maar die een ding wat uitstaan in my lewe is, toe ek instap in 'n gesprek wat my pa en ma het, en hy staan op sy knieë voor my ma terwyl sy sit by die kombuisstoel. En hy sê, van my liefling, ek is jammer. Vergewe my asseblief. En ek dink hierdie man van God was bereid om op sy knieë voor sy vrou te gaan. Het was 'n klein dingetjie, hy het vir haar sommer iets toegesnou. Man, jy weet, en hy het vir iets gesê, en hy vra om verskoning.
dis iets wat vasbrand in jou hart. Dit is integriteit. Goed, kom ons gaan aan. So ons sien heel eers, hy sê vir hom, gaan uit jou land. Jou land spreek van jou sekuriteit, dit spreek van jou identiteit, dit spreek van waarop jy jou vertroue plaas. Dit spreek van jou kultuur. En jy weet, jy kan nie 'n goeie boer en 'n goeie Christen wees nie. Jy kan 'n goeie Christen wees wat 'n goeie boer word. Jy kan nie 'n goeie Zulu en 'n goeie Christen wees. En nou wat bedoel jy as jy dit sê? Want ons almal het sekere kulture. As jy boer is, vergryp jy dalk aan mampoer of wat ook al. Jy kan ewe skielik nou nie meer die top mampoer drinker wees nie. Jy verstaan? Daar's sekere sokkies wat jy nie meer kan bywoon nie. Daar's sekere goedjies wat nou net die brandewyn en coke, jy kan nie meer die brandewyn oopdraai, daai skroefie laat val en hom plat trap nie. Kan dit nie meer doen nie. Daar's sekere goed wat jy in jou kultuur, ek maak nou af asof dit die enigste kultuur is, dis alles behalwe, ek is ook 'n boer. Maar jy's eerstens 'n goeie Christen. Jy leef, wandel heilig voor God, en ek wil weer vir jou sê, jy wat 'n bietjie geconfusionated is deur ouens wat onder die wet leef en die Sabbat onderhou, jy wat waaragtig 'n Nuwe Testamentiese Christen is, lewe baie heiliger as hy onder die wet. Nou weet ek van julle wat onder die wet is, jy het nou jou tong ingesluk toe ek dit sê. Jesus maak die wet so streng in Matteus 5, dat hy vir jou eintlik wys, jy kan hom glad nie onderhou nie. En dan kom Jesus en hy openbaar sy genade aan my en jou. En dis hoekom ek altyd sê, daar oor die 160 keer word daar gepraat van in hom en in Christus, as jy dit by mekaar tel, in die Nuwe Testament. Ons is nou in Christus. In Christus, wil jy vir my sê, jy leef onder die wet. Hoe pathetic. Jy lewe nou in Christus. So jy leef nou nie net die wet nie, jy leef nou baie beter as die wet. Baie heiliger. En dit is wat maak dat jy hemel toe gaan. Want nou is jy Laanstiger, hulle het hierdie kansel so naby aan hierdie kant gesit, ek gaan nie afval. Nou wandel jy in die spore van geregtigheid, wat Dawid van praat. Nou is jy in daardie spore van geregtigheid. Nie die spore van wettisisme nie, maar die spore van geregtigheid. Jy volg nou Christus. Prakties vir my en jou vandag is, as hy dan nou vir Abraham sê, gaan uit jou land, beteken om los te kom van gemaksones. Jou identiteit hang nie af van jou tipe werk, jou kultuur of jou verlede nie. Dis nie waarvan jou identiteit afhang nie. Jou roeping is groter as jou omstandighede tans. Moenie in jou omstandighede vaskyk en sê die Here kan nie. Hy kan. God kan jou vat. Hy kan jou deurbrake gee. Ek wil nie, dit klink so of ek spog oor myself, glad nie. Ek het glad nie dieselfde agtergrond gehad as die ander leraars wat onder Neville Norden groot geword het. Glad nie. Nie die pointed shoes nie. Ek het nog 'n gel kuif gehad op 'n stadium. Maar daar was 'n stadium in my lewe wat Neville aan my toe gekom en gesê het, wil jy een van my 12 leraars word? Ek sê, wow, Here, ek glad nie hierdie ouens se credentials nie. Ek glad nie hulle agtergrond nie. Ek kom daar uit Oosteinde, Rustenburg. As ek nou daar deur ry, wil ek nie sit my kar uitklim nie. Dis nou net Nigeriërs. Ons het daar geloop en gespeel in die strate, ek en my sussie, dit was so klein. Loop het ons kaalpote daar op die warm teer. Kyk hoe lank sy nou nie, maar ek. Kyk ook hoe lank kan ek op die warm teer loop tot by die huis. Vandag, as ek net my skoene uittrek, is al klaar moeilikheid. Maar dis waar ek groot geword. Ek het glad nie hulle tipe invloed of agtergrond of niks. Pedigree, kom ek noem dit pedigree. En die Here, nadat hy my geroep het, vat hy my in so span in. Die Here, as hy jou geroep het, het hy jou geroep. Geen mens kan vir jou 'n plek oopmaak nie. Dis die Here wat dit doen. Raak jy gehoorsaam en doen wat die Here vir jou sê. Ek het geleer, die Heilige Gees het my soveel goed geleer, hoe om te preek. Ek het niemand gehad wat met my gaan stil sit en my gesê het, praat stadiger, want ek kan baie vinnig praat. Of maak so of maak sis nie. Die Gees van God het dit vir my geleer. En ek wil jou bemoedig. Ek sê nie skakel mense uit jou lewe uit nie, want die Gees van God het my ook geleer om te leer by mense. Maar baie van die goed het hy myself geleer. En dis hoekom ek vir jou sê, daar's 'n verantwoordelikheid as ek en jy sê die Here het ons geroep, want ons kan dit misbruik. Soms roep God jou, nie geografies nie, maar innerlik. Dis wat punt nommer 1 beteken.
Hy roep jou innerlik. Kom los van wie jy dink jy is. Ek bedoel nie trek nou uit die land uit, nee, van ek het jou woord nou gevat, ons nou op pad Duitsland toe. Nee, dis nie wat ek probeer sê nie. Tweedens sien ons, hy sê vir hom, uit jou familie. Nou ek meen, ons leer mekaar, jy los nie jou familie nie. Weereens, hier's 'n geestelike betekenis hier aan. Dit beteken, breek van loyaliteite en bindinge in jou lewe, wat jy maar net gehad het. Jy moet losbreek. Daar's seker goed waarmee jy familiêr is, wat jy moet los. Of jy het 'n verhouding met die Here, of jy het 'n verhouding met die wêreld. Breek uit die familie van die wêreld. Moenie nou vanmiddag jou familie binne sê, luister, daai handsome kalkop pastoor, het ek nou gesê, handsome ook. Ja. Hy het gesê, ek moet losbreek van julle familie. Julle wil mos nog in die hervormde kerk wees, hy het gesê, ek moet losbreek van julle. Dis nie wat ek sê nie. Hierdie is 'n geestelike ding. Dit spreek van die invloede, die bande, die verwagtinge, die patrone wat daar in my en jou lewe is. Dis waarvan hierdie familie spreek. Prakties, om nie vasgevang te bly in gesinsvloeke of herhalende patrone in jou lewe. Net aanhou dieselfde ding te herhaal en dink jy gaan 'n ander antwoord kry nie. Miskien is daar van julle wat weet presies waarvan ek praat. Mense sal byvoorbeeld sê, ek bly eers saam voor ek trou. Jy's miskien daai 1 uit 100 vir wie dit gaan werk. As dit die Here se genade is. Jy kan nie jouself aan iemand verbind en dan jouself verbind nie. Dit moet andersom wees. Jy moet jouself eers verbind in 'n huwelik voor jy jouself seksueel met bloed aan iemand verbind. Is dit nie so nie? Daar's 'n sekere pad wat jy stap. Daar's sekere bindinge, want sê nou net jy bly saam met daai persoon en jy voel jy wil nie met hom trou nie. By hoeveel gaan jy bly voor jy trou? So en ek sê dit nou baie mooi, die kinders is nou by die kinderkerk. Hoeveel van jou vorige mans vat jy saam bed toe? Hoeveel van jou vorige vrouens vat jy saam bed toe? Want jy het met almal 'n bloedverbond. Staan jy? Breek van dit. Ek bedoel dit baie mooi. Ek is 'n herder. Kom ek sê net, breek net daarmee. Ek veroordeel jou nie. Breek daarmee. Maak dit los, maak dit klaar, laat iemand net vir jou bid. Nee, waar is jy? Bid net self. Want dis die probleem. As jy eers met iemand daardie verbond het, en jy het klaar gebreek, dan kry jy so 'n persoon jammer, en jy dien baie keer so 'n persoon uit pity uit. As hy iets gebeur, nee, kom maar terug. Want daar is 'n verbintenis. Hy sê vir Abraham, breek daai verbintenis. Breek dit. Maak dit klaar. Kry dit verby. Dit beteken om God meer gehoorsaam te wees, selfs as jou geliefdes. Hier is belangrik, ek onthou my maat vir my gebid dat ek in die bediening ingaan en die dag toe ook al laat weet, ek is nogal besig met diensplig. Ek het in die polisie my diensplig gaan doen. Toe ek vir al laat weet, ek wil voltyds in die bediening gaan, toe sê, waar gaan jy salaris kry? Goeie ma, goeie vraag. Is nie ongelowig nie? Sy weet mos nou, die kind se kop is die mekaar. Sy sê, waar gaan jy salaris kry? Toe dink ek, plaas maar net saam met my jeug, maar sy was baie bly daaroor. Sy is iemand wat my die hardste gebid het om in die bediening in te kom. Sy was net baie prakties, en vir 6 jaar het ek nog salaris gekry toe ek in die bediening in. Daar's 'n pad wat 'n ou stap, maar daar moet 'n plek kom wat jy meer gehoorsaam is aan die Here as aan selfs jou eie familie. Maar pas op, ek sê weer eens, dit kan partykeer rebellie ook wees. Want jy's gefrustreerd. As jy nou met kom sê, man, ek is so moeg vir hierdie situasie want ek vertrou die Here vir iets anders en hy moet nou vinnig werk. Nee, gaan maar eers weer huis toe, gaan dink eers weer daaroor, kry eers geduld. Want as jy uit frustrasie optree, gaan jy nie geloof beweeg nie. Jy gaan uit frustrasie beweeg en jy gaan die Here mis. You're gonna miss him. Jy gaan hom mis. Jy moet in die vrede van die Here. As jy net die vrede van die Here verstaan, dink net, as jy heeltemal vrede het met alles en almal op hierdie aarde en met die Here, dink net waar sou jy al gewees het. Dink net as jy nie ander gebruik het as 'n verskoning dat jy nog nie vrede het nie. Dink net as jy op 'n plek gekom het, en daar is van julle wat daar is, jy het totally vrede. Ek praat nie van, ja, ek het vrede met daai een. Nee, jy bedoel eintlik ek het 'n attitude oor daai ou. Ek praat van regtig vrede. Jy het vrede. Dink waar sou jy gewees het. Dink as jy met mense gewerk het. Net om totaal vrede te hê. God vra nie dat jy jou mense verlaat nie.
Want dis nou punt nommer 2, jou familie. Maar eerder dat jy hom eerste kies. Dis eintlik wat Christus hier vra. Moenie jou familie verlaat nie, kies my net eerste. Punt nommer 3. Hy sê uit jou vader se huis. Ek weet nie wat gaan nou weer aan nie. Gaan weer probeer. Hierdie ding moet altyd lekker saam preek nie. Kyk wat maak hy nou. Weet ek hoe doen hy dit nie? Ok, ek moet bo die lyntjie skryf. Ek weet nie kom ons daar 'n lyntjie nie. Nommer 3. Uit jou vader se huis. Hierdie is 'n rowwe een. Want die Here sê dan jy's eer jou vader en jou moeder. Wat bedoel hy as hy dit sê? Jou vader spreek van jou geestelike identiteit, wie jy is. Selfs jy wat as 'n weeskind groot geword het. Ek kan vir jou beloof, as hulle vir jou wys wie jou pa is en hoe hy gelyk het, altyd hom nog nooit gesien nie. Erns gaan daar trekke in jou wees wat soos hy is en jou persoonlikheid. Jy het miskien die Here en hy het nie, maar jy gaan ergens iets in jou patroon, in jou lewenswandel gaan soos jou pa se wees. Nou, in 'n Bybelse konteks kom die Here Jesus Christus en hy praat met 'n klomp manne wat ongehoorsaam is. Hulle is halstarrig. Hulle wil nie luister nie, want hulle is onder die wet. Jy kan nie met 'n ou praat wat onder die wet is nie. Hy is te slim vir jou. Hy gaan altyd Hebreëus en Grieks aanhaal om jou uit te haal. Dis ou eers daarmee begin, moet jy weet, is rooi lig. Behalwe as jy wil inspireer. Dit kan 'n rooi lig wees, kom ek sê so. Johannes 8:31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: as julle in my woord bly, sal julle waarlik my disippels wees en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Nou gaan Jesus hierso aan, hy praat met hulle. Hy sê dan vers 42 en Jesus sê vir hulle: as God julle Vader was, sou julle my lief hê. Want ek het uit die Vader uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Hoekom? Hy sê julle het die duiwel as vader. Nou dink julle Jesus probeer nou lelik met hulle hier wees? Glad nie. Hy sê vir hulle, julle dra die identiteit van die Vader na wie julle luister. Wat doen die duiwel toe hy Adam en Eva, eintlik vir Eva heel eers te verlei? Hy bevraagteken God en hy sê, is dit so dat God gesê het, jy weet, julle moet nie van hierdie boom eet en nie van daai en eet nie, want, jy weet, het hy dit vir julle gevra, weet julle wat, hy wil eintlik nie julle moet soos hy wees nie. Het hy vir haar gelieg? Ja, want voor dit het die Here alreeds gesê, hy die mens in sy beeld en gelykenis geskape. Hier lieg die vyand van sê van jy's nie in sy beeld en gelykenis nie. Dis hoekom hy nie wil hê jy moet van daai boom eet nie. Wat sy nie geweet het en wat haar man eventually nie geweet het nie, is dat die boom van kennis goed en kwaad, wat is dit? Dit is die wet. Want dit vertel jy wat reg en verkeerd is. Christus wou nooit gehad het dis waar hulle moes begin nie. Hy wou gehad het hulle moes begin by die boom van die lewe, want dis hoekom hy uit die tuin van Eden uitgestuur het. Hoekom? Want hy was bang hulle eet van die boom van die lewe en hulle lewe vir ewig. In daardie toestand van die wet. Hy wil dit nie gehad het nie. So ons sien hier jou identiteit hang van jou vader af. In die Bybelse wêreld bepaal jou vader, of as hy sê uit jou vader se huis, bepaal jou vader se huis wie jy is en wat van jou verwag word. So hy begin, hy sê uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis. Want jou vader, jy het gewoonlik 'n huis by jou vader gaan bou, as jy 'n bruid sou kry, dit het tot 'n jaar gevat, dan het hulle haar voorberei, en dan het jy haar gaan haal, dat sy by jou kom bly. Wat beteken dit vir my jou prakties vandag? Om los te kom van etikette, wat oor jou uitgespreek is. Dis hoekom Jesus wil hier sê in Johannes 8:44, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar. Dis wat die vyand jou wil uitkry. Hy's 'n mensemoordenaar. Hy maak mense dood. Hy wil jou doodmaak van die begin af. En daar staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Want as hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. So ek en jy moet wegkom van dit. Ek sê nou nie vandag die duiwel is jou vader nie, maar pas op vir sy karaktertrekke, want hy sal altyd God bevraagteken. Hy sal altyd debatteer oor, is dit nou die Here wat dit gesê het of nie? Is dit jou identiteit? Is dit wie jy regtig is? Glo jy regtig? Ek het al baie vir jou gesê, hy wil nie jou blink bakkie steel nie. Hy wil jou geloof steel.
Die duiwel ry nie bakkie nie. Ry miskien 'n limousine, ek weet nie. Maar hy soek nie jou bakkie nie, hy soek nie jou huisie. Uit sy eie huisiekie. Nogal 'n warm een. As ek en jy uit ons Vader se huis gaan in geestelike terme, beteken dit om jou identiteit van God die Vader te ontvang en nie van mense nie. Jy sien, jy kan nie 'n nuwe, hoor nou hier, jy kan nie 'n nuwe roeping uitleef met 'n ou selfbeeld nie. Het jy al ooit daaraan gedink? Jy kan nie 'n nuwe roeping uitleef met 'n ou selfbeeld of 'n swak selfbeeld. Ergens moet jy vind wat jou beeld in Christus is. En dan die vierde ding wat hy vir hulle kom sê, die vierde ene is, hy sê, ek sal jou, kom ek lees dit hier vir jou, hy sê, na die land wat ek jou sal wys. Hy sê, ek sal jou uitvat, en ek sal jou na die land vat wat ek jou wys. Wat belangrik is, ek en jy leef nie omdat ons beheer word nie, ons lewe omdat ons geloof het. Kom ons gaan dan na Hebreërs 12. Ek is amper klaar, Hebreërs 12. Hoe laat is dit nou? 10 voor, ek het eintlik nog tyd tot 12 uur toe. Ek weet nie, eerwaarde kerkraad, hoe het julle nou weer besluit? Is jy hoender in die oond? Hoor hierso, terwyl hy nou dit sê, omdat ek het julle al die verhaal vertel van die kinders wat in 'n kleuterskool is langs 'n groot hoofweg. En op 'n stadium, toe vat hulle die heining weg, daar was 'n heining om die plek gespan, toe vat hulle die heining weg, want hulle is besig met padwerke. En hierdie kinders wat altyd daar gespeel het, ewe skielik toe gesit hulle onder die bome. Hulle kloek so saam onder die bome, want die rede was, daar's geen beskerming vir hulle, die heining is weg, die limite wat vir hulle gestel is weg. Né? Nou ek beleef dit vanoggend in die kerk ook, toe die vrouens nou weg is, toe is daar manne wat begin saam kloek. Hulle het net geen sekuriteit sonder hulle vrou, hulle almal sit hier voor, so by mekaar. Manny, alhoekom jy daar sit, want jou vrou is nog by die huis, anders het jy ook hier gesit vanoggend. Hulle ondersteun mekaar, maar is rustig sonder hulle, né? Ja. Sorry? Ja, dit is jou brothers daai. Ja. Vandag kan ons nou oor diep geestelike waarhede gesels, want hulle sit nou aan die ander kant. Julle verstaan dan die goeters, maar nou nie vir hulle sê nie. Ag, hulle gaan nie verstaan nie. Dis net 'n grap. Ek wil nou vir julle sê, 'n kerk is 2/3 vrouens en 1/3 mans. Het julle geweet, dis die bywoning. Jy kan maar gaan staan agter en tel saam met ouens wat tel op 'n sonnaandoggend. Die dames is baie meer as die mans. Dan vra ons my, hoekom gebruik jy vrouens in die bediening? Dis hoekom ek hulle gebruik. Hulle is hier. Wanneer jy by die huis sit en engines trek, is jy vrou hier. Sy dien die Here. Dis maar net so. General Booth van die Salvation Army. Julle ken die Salvation Army, een van die smartste bedieninge in die wêreld. Hy het altyd gesê, my strongest men are women. As 'n rede hoekom hy dit gesê het. Hebreërs 12, vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion. Vers 22, Hebreërs 12, ekskuus julle, sorry, ek weet nie of ek vir julle die aanwysing gegee het nie. Hebreërs 12, 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, nuwe verbond, wat eintlik die Abrahamitiese verbond is, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Hy sê, dis waar ek en jy uitkom. Jy sien, en dis die land waarna toe ek en jy op pad is, die geestelike Jerusalem. Dis waar ons gaan opeindig. Baie mense sê, ons sal hemel toe. Ja, jy is eintlik op pad na die nuwe Jerusalem. Die geestelike Sion. Gaan lees, dis 'n geestelike storie hierdie. Gaan nie oor 'n vleeslike plek nie. Ja, daar sal seker enige plek wees, die nuwe Jerusalem. Maar dis waarna toe ek en jy leef, en dis waarna toe die Here ons vat, en dis waar sy seëninge is. So hy sê, hy sal my en jou vat na die land toe, waarna toe ek en jy moet gaan. Dit is God se belofte. Kom ek som dit vir jou so op. So, as ons praat van die land, dan praat ons, dis om
gehoorsaam te wees, sonder dat jy altyd al die antwoorde het. As die Here vir jou sê, beweeg aan, daar's niks so moordend in die bediening, of om die Here te dien, en almal soek die hele tyd die perfekte antwoorde. Praat enig met 'n ou wat baie goeie profeet is, maar hy sê van die volgende, hy sê, hierdie jaar is nie vir my verrassing nie, ek weet presies wat die Here gaan doen. Toch, hey, katvis. Wow. Sjoe, ek het dit nou nie vir hom gesê, ek het om die draai gaan staan en gesê, sjoe. Want ek was nog jonk in die bediening, ek weet nie wat of ons van deesdae sal ek vir so in sy gesig sê, hi, katvis, wow. You are so holy. Ons het 'n pad van geloof, natuurlik wys die Here vir jou rigting. Natuurlik kan die Here vir jou sê, hoor hier, ek wil jy met 'n besigheid begin. Of, ek vat jou in hierdie rigting, of, ek wil hê jy moet daai huis koop, of, jy moet daai ding doen, of jy moet daai mense help. Maar, om te sê, jy weet wat elke treetjie is tussenin, nee. Dis arrogant. Ons weet nie altyd nie. Ons weet nie presies hoe dit gaan uitwerk nie. Weet jy kom wil ons weet wat dit alles gaan gebeur, want ons raak lui. Om te wandel in die spore van geregtigheid beteken, weet jy hoe lyk dit as jy die Here volg? Maar jy gaan in 'n rigting, maar jy is 'n pad van gehoorsaamheid. Ons wil graag hê dit moet nou so wees. Nee, ek stap nog en kom Wouter oor my pad, dan het hy nou weer 'n groot probleem. Nou is dit eers, okay, Wouter, dat ek jou help. Nou help Jesus om, want ek volg Jesus. Dan is ons om klag help, dan gaan ons weer terug op die pad en volg. Verstaan jy? Dis net hoe die lewe werk. En ons wil baie keer, ons het dit perfek reg. Ja, maar jy het gesê van die kant af dis hoe die Here werk en nou het hy nie so gewerk nie. Nee, dis die ideaal. Ons kan nie elke stap beplan nie. Daar's seker goed, ons noem dit 'n pad van gehoorsaamheid, wat jy die Here gaan moet volg. Ek onthou toe ek Pretoria Wes toe gekom het ek gekom om in Danville se kant. Ek hoop julle het vandag die hekke oopgemaak hier by die tonnel, dat die mense van Danville kan kerk toe kom. Wou ook in Danville se kant. En ek hoop julle het aan die ander kant, julle het hekke oopgemaak, dat die mense van Mountain View soheen toe kan gaan, want daar's takeaways daar, is nie lekker takeaways hierdie kant nie. Ek wou net 'n huis daar begin met 'n groot stoep om vir mense kos te gee. En toe sê die Heer van, plant 'n kerk. Dit was nog wel 'n redelike groot een, maar het ek al die stappe tussenin gehad? Nee, ouens wat nou van daai tyd af ken, weet ek het nie die stappe gehad nie. Anton waarvoor ons nou gebid het, hy is een van hulle. Hy het geweet, ek het nie die volle plan nie. Hy was een van my mentors. Hy is een van die ouens wat my geleer het, hy's baie meer volwasse as wat ek is. Hy het my gesê, pas so, baie keer het ek klaar gepreek en hy sê, woe, van dit was 'n goeie preek, maar lekker arrogant, nee. Ai, dink ek, dit was nou 'n kosbare preek. Tot Giel het gelag in die kerk. En hy kan so ernstig wees. Ek speel sommer. Dan sê Anton vir my, dit was bietjie arrogant, nee. Dit is wat ek van hom waardeer. Dit leer ou humbleness. Want die ou jou ding, jy het nie die volle plan nie, jy weet nie presies hoe alles werk nie. Dis 'n pad van geloof. Jy gaan foute maak, jy gaan sommige dinge reg doen, maar om leerbaar te bly. So, as die Here sê, ek sê jou die land wys, dit beteken, jy volg die Here. Jy moet die Here vir elke stap vertrou. Om te beweeg op God se stem, en nie net op sigbare sekerheid nie. Sal net nooit daar uitkom nie. Ek voel, is die tyd wat ons die wande moet inneem voltyds. Jy voel, hoe moet jy my gevra om voltyds in te kom nie? Is nog nie jou tyd nie. Ek glo, dis wat die Here volgende wil doen. Is daar van nog ons plek? Ja. Ons kan 5 dienste 'n Sondag hou. Ons kan die plek 5 keer vol kry. Hoekom nie? Ons kan hom nog op 'n Woensdag aand ook vol kry as ons moet. Dis wat die Here vir ons gegee het. Ons het dit, ons kan dit doen. Moenie jouself beperk in jou denke nie. As jy dink, okay, hierdie wand doen, dan is dit nou klaar. Jy het nie visie nie. Kry visie. My offer staan nou nog. As jy 50 selgroepe het in hierdie gemeente, onder hierdie lidmate, stel ek jou voltyds aan. Hoe kan ek nie? Jy arbei dan vir die Here. Dis 'n goeie default. Ek sê nie almal moet dit hê nie. Maar jy hoor wat ek sê, as jy uitgaan om die koninkryk van die Here uit te brei, go for it. Help jy gaan plat interkerklike goed nie, ek is nie interkerklike ou nie, ek glo glad nie daaraan nie. Interkerklik is gelyk aan rebellie. Hoekom is iemand interkerklik, wil nie submit ergens nie, onder 'n gemeente nie.
Wie hoe gevaarlik is die ouens daar buite wat nie wil submit onder 'n gemeente? Ek praat nie van onder 'n leier, onder 'n gemeente. It's dangerous. Ek is op 'n plek, as 'n ou se visie nie strook met ons visie nie, dan doen ons dit nie. Alles het hoe goed. Hy kan by kyk hier, ons het 1000 ingebring. Dis wonderlik. Dis nie ons visie nie. Ons doen nie wat ons moet doen. Die Here het ons geroep vir 'n sekere taak, om in 'n sekere rigting te gaan. Kan ek foute maak? Oh my goodness, gelukkig maak ek net 3 uit die 4 keer foute. Dan is so baie nie. Ons maak foute. Maar ons doen waarvoor die Here ons geroep het. Dis waarby ons bly, sonder om arrogant te wees. Geloof, en dit kan ek miskien sit by die plek waar hy sê, die land wat ek jou sal wys, geloof begin waar sig ophou, maar dis nie blind nie. Geloof begin waar sig ophou, maar dis nie blind nie. Dis net iets wat jy blindelings doen nie. Jy volg die stem van die Here. Ek wil dit net weer saamvat. Hy sê, gaan uit jou land. Dit beteken uit jou ou sekerhede wat jy aan vashou, jou eie sekuriteit, identiteit, jou eie vertroue. Wat is die definisie van kranksinnigheid? Om dieselfde ding oor en oor te doen en ander resultate te verwag. En baie keer in ons geestelike wandel doen ons presies dieselfde met die Here. Ons doen presies dieselfde ding en ons dink iets anders gaan gebeur. Maar as ek en jy getrou raak aan sy stem, dan die Here 'n manier om my en jou op 'n pad te vat, 'n wonderlike journey. Tweedens, gaan uit jou familie, dit beteken jou invloede, jou bande, jou verwagtinge en jou patrone. Daai familie wat jy by die werk het, wat jou werksfamilie. Jy moet baie keer van daai kringe uitkom. Maar weer eens, God vra nie dat jy mense verlaat, maar dat jy hom eers kies. Derdens, uit jou vader se huis. Wat beteken, jy moet op 'n plek kom wat jy God se identiteit volg, wie hy en wat hy van jou sê en wat hy met jou doen. En dan gaan na die land wat ek jou sal wys. Deur die geloof sal die Here jou in die regte rigting plaas. Hy gaan nie vir elke stap gee nie, dis 'n pad van geloof. Nou sluit ek regtig af. Daar's 5 goed wat ek en jy moet onthou. Ek het dit nie neergeskryf, ek wil vir jou net skryf op die bord ook. As die Here jou roep, as die Here jou geroep het, dan kom daar altyd skeiding. Weereens, jy skei nie nou van jou vrou of jou man nie. Dis die domste ding om te doen as jy dinge Here roep jy moet skei van iemand. Moet asseblief nie dit doen nie. Jy sit jouself jare terug. Skeiding beteken ek moet die Here vertrou. En om God te vertrou beteken as ek hom begin vertrou, daai alledaagse wandel, dis waar daar vorming plaasvind. En die vorming maak dat ek by die beloftes uitkom wat die Here vir my het. Ek weet nie of ek dit kan kleiner maak nie, en dan kan dit vir alles op een slag wys. Ons mis nou die roeping. Ek weet nie hoekom hierdie ding nie vandag wil saamwerk nie. Maar okay. God roep jou. Daar vind 'n skeiding van die wêreld plaas. Jy plaas jou volle vertroue op God. Dit vorm jou en dit bring jou uit by die beloftes wat die Here vir jou het. Jy kan op dieselfde plek bly, dieselfde ding doen en dink die Here gaan jou help nie. It's never going to do it. Ergens, you have to step out in faith. En het is maklik om hierdie goed te preek. Jy moet sien, sit ek baie keer in bloei in my kantoor of by die huis. As ek oor hierdie goed dink, en myself so jammer kry, en sê, Here, hoekom werk dit nie uit nie, hoekom het daai geestelike leier my so seer gemaak, hoekom het die ding in my lewe gebeur, ag, as dit maar anders was, mens doen dit, moenie dit doen nie. Partykeer moet ek en jy net by 'n plek van skeiding kom en sê, hey, ek moet nou doen waarvoor die Here my geroep het. Ek moet wegkom van dit af. Weer eens, ek los nie my mense nie, ek kies net God eerste. Een van die eerste goed wat ouens my vra as hulle Here dien, wat doen ek met my vriende? Niks. Hulle sal self doen. Van hulle gaan bly en van hulle gaan ry. Dis net so. Dit was een ding toe jy vir almal drinks gekoop het in die kroeg. Jy sal sien hoe lank bly daar jou pel as jy dit nie meer doen nie. Ek verstaan, daar's mense wat sosiale dinge deurgaan in jou lewe en daai pel vir my, kom nou Janine vir my kuier, Fanie, ek het al vergeet van hom. Wat gaan ek doen as by my huis opdaag? Want gewoonlik kom hy daar met die bottel brandewyn aan. Jy gaan net nie saam drink nie. Jy gaan nie van snaaks goed vertel en hom, ek staan jou teen in die naam van Jesus, bestraf. Jy hoef nie, drink net nie saam, is al. Weet jy wat? Hy gaan bly of ry.
Ek weet dit is moeilik, want dit is 'n verhouding. Dis hoekom hy hier vir hom sê, gaan uit jou familie. Dit beteken, gaan uit hierdie kring van lojaliteit. Beteken met ek en jy, maar jy hoef dit nie te breek. Jy hoef nie al jou pelle te bly, hoor jy, ek's nou Christen, ek verwag dat julle glad nie weer by my deur klop nie. Kom net nie weer, hulle gaan hulle self uitsort. Onthou jy, toe jy hoe baie pelle jy gehad het, en die dag toe jy trou, hoe baie van hulle jy verloor het, omdat hulle ongetroud was, of is dit ek die enigste ou wat dit in my lewe deurgegaan het? Ek het so een pel gehad, hy het nog so jaar volgehou vir my kom kuier by die huis, op 'n Sondagmiddag, as dit my en my vrou se tyd is. Weet jy wat? Hy het net verdwyn. Net, hy het self toe later getrou en, verstaan, toe gaan ons vriendskap aan. As seker goed, as ek my verbind het in Christus, dan as jy sien, daar is seker goed net afval. Val net af. En dis die wonderlike, dis die veiligheid wat ek in jy Here het. En jy sê, maar daai pel het ek nou nog een van ontslaag geraak nie. Miskien moet jy nie. Daai wat dan nou nie gegaan het nie. Is die een wanneer toe jy uitreik, want jy lewe vir nou. As hy nou nog in jou lewe is, dan doen jy nou iets daaraan. En jy begin om te bearbei vir die Here. Dis dit, jy staan vir die Here. Al voel dit hoe snaaks. Het jy al gestaan by 'n braaivleis en jy deel met ouens iets en hulle raak ligsinnig oor en was eintlik 'n diep ding. Met wie dit al gebeur? My al baie gebeur. My skoonpa sê altyd, hy sê dit is so moeilik. My skoonpa is nie kerkman nie. Hy sê Fanie, dit is so moeilik om met mense diep gesprekke te voer. Hy sê die wêreld is ligsinnig. Hy sê, weet jy, ek het al gaan sit en dink oor. Hy sê, dink 'n bietjie hoeveel pelle jy met wie jy regtig 'n diep gesprek kan voer. En ek kan sien dit is vir die ou man 'n moeilike ding. Hy sê, ek kan met niemand 'n diep gesprek voer nie. Almal is op, hulle hoor wat jy sê, maar hulle maak, jy weet, hulle, nee, maar dit is nie so erg, jy weet, niemand luister nie. Maar as jy by daai plekke kom, dat jy jou vrymoedigheid behou, al dink jy ouens voel, dit wat jy deel is nie belangrik nie, en jy sê vir jouself, hierdie is belangrik wat ek nou deel, en jou net aan. Dis al vir die staan, dis die plek waar mense se lewens omkeer. Mike, julle moet vorentoe kom, ek sal aanhou preek, sal nog hier, gaan ons sing. Wat beteken dit, Marietjie? Gaan ons karre was na die tyd? Windows? Is ons klaar? Hulle is by die tienerkerk. Ek preek dat, weet jy, ek het al my oor gevat dat hy uitkom, ek het al my toon gestamp, ek het al 2 keer om die kansel geloop, ek het vergeet ons tyd nie af met 'n liedjie. Ek kan vir julle sing. Ons kan by Anton uitkom, die wat vir Anton wil gaan besoek. Herman, Eugene Marais, ICU. Ja. Ons is net altyd, het ons respek vir sy vrou en sy kinders. Ons gaan nie net daarin nie, kom ons kyk net, ons vra hom as ons daar instap, was handjies, doen al die goeders reg, gaan op besoektye, moenie na besoektye daar aankom, daai dames werk hard daarso, hulle moet kaart hou van alles wat daar gebeur, maar ek glo, Herman, ek glo hulle sal dit waardeer, as ons julle van Westerlig af daar gaan besoek. Wie van julle ken vir Lang Anton? Ek het altyd gepraat van Lang Anton. Hy's 'n kosbare mens. Altyd fiks gewees, fiks en gesond, en 10 jaar terug het sy binnegoed ingegee, hulle moes sy maag verwyder en nuwe bloedvate moes groei, die bloedvate het gestop. My lewe nog nie daarvan gehoor nie. Dan groei jou are weer self uit. Ek weet nie hoe werk dit nie. So die laaste keer wat ek Anton gesien het, is hy baie maar. Ja. Hy is vol van die Here, Anton. Hy's 'n smart ou. So julle is welkom om te gaan besoek. Ek gaan dan 'n laaste gebed doen. As daar enige iemand is wat, maar ek is daar nog iets wat ek moet sê. Jy staan so asof ek iets vergeet het. Het ek iets vergeet? Niks. SMS het gou vir my na vorentoe. Ek het my tablet hierso. Nee, daar's niks nie. Ons nooi hulle uit na vanaand se diens. Ek wil jou regtig bemoedig. Kom woon die aanddienste by. Dis goeie dienste. Ek weet ons is uit die kultuur uit om net 'n oggenddiens te doen en ons doen nie meer 'n aanddiens nie, maar ons is terug. Ons probeer weer 'n nuwe kultuur create vir 'n aanddiens. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons aan die woord kan vashou. Dankie dat die woord ons lei. Dankie dat ons langs die spore van geregtigheid kan stap. Sjoe, Here, as ek net baie keer dink hoe ek vooruit hardloop, Here. En dan soek ek U, Here. Want ek sien nie die spore nie. Ek het U verbygesteek. Ag Here, help my om net U spore te volg. Net in die spore te trap, soos 'n klein seentjie wat agter sy pa se spore aanhardloop. Partykeer is ek 'n groot tree moet gee om net binne in daai spore te bly, Here. Vader, ek moet erken, partykeer is ek nog soos 'n klein seentjie en dan doen ek my eie ding en my kop hak so 'n bietjie uit en ek hardloop my eie rigting.
Maar dit is so lekker om te kan terughardloop na U toe, Here. Dit is so wonderlik om veilig by U te kan voel, Vader. Dit is 'n voorreg om U seun, die goeie herder, te kan volg deur U Gees. En Here, dis my gebed vandag vir elkeen wat hier is, Here. Vader, dat ons sensitief sal bly vir die Gees van God in ons lewens. O, Here, hier sit mense. Vader, ja, Here, as ek net so oor die gehoor kyk. Here, hier sit mense met groot roepinge in hulle lewens. Groot roepinge, Here. Vader, ek bid dat elkeen gehoorsaam sal bly aan U stem, aan U hart. Dit wat U wil kom doen, Here. Vader, as ek so oor die gehoor kyk, na van die leiers, en selfs van die ander mense wat hier sit, Here, besef ek, Here, hier is 'n kapasiteit om duisende siele in te bring in die koninkryk. Om Jen en U koninkryk daar buite te kan gaan verkondig, Here. Ons weet nie altyd presies hoe nie, ons weet nie altyd presies wat is die plan nie, Vader, maar Here, ons is bereid om daardie stappe in geloof te gee. Al is dit baie keer moeilik, al verwys ons baie keer te veel na die verlede, al kyk ons baie keer in ander mense vas en probeer ons self vergelyk, Here, help ons dat ons dit nie sal doen nie, Vader, maar dat ons vorentoe sal beweeg. Here, uiteindelik gaan ons almal sterf. Gaan almal ergens by begrafnis vir ons die laaste eer kom betoon, Here. Gaan ons uiteindelik klaarmaak met hierdie lewe. Maar Here, terwyl ons nog deel is van hierdie lewe, Vader, help ons om elke oomblik, daai nou oomblik wat ons nou beleef, reg te implementeer in ons lewe, Here. Ons dankie daarvoor. Seën elkeen hier met die keer van U seëninge. Ons dink aan ons vrouens wat vanmiddag terugkom, Vader, van die kamp af. Ek dink amper hulle het nou begin oppak. Ons bid, Here, dis maar 'n gevaarlike pad daai vir die dames. Ons bid dat U hulle sal beskerm op die pad, Here, dat U vir hulle sal seën. Here, van die vrouens wat daar gewerk het, die leiers die naweek, dink ek is moeg vanmiddag. Had dit lang sessies gehad, mense gehelp, vir mense gebid, mense bedien. Here, ons bid dat hulle 'n goeie nagrus sal hê ook vanaand, Here. Goed sal uitrus, van hulle moet môre weer werk. Ons dankie daarvoor. En Here, ons vra ook dat hierdie kamp nie net 'n goeie motiveringskamp sal wees nie, maar dat daar 'n langdurige saad sal wees wat geplant is en dat daai saad sal opkom in hierdie vrouens se lewens. En Here, dat hulle dit wat hulle daar geleer het, Here, dit is werklik die gebed van ons hart dat hulle dit vorentoe sal neem in die lewe. Ons dankie daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen. Seën vir julle. Sing maar 'n liedjie saam met jou familie in die kar as jy huis toe ry. As jy kan sing, anders bly net stil en sit die radio aan.